Nou ja, daar lê 'n Jode-verkiesing voor iewers in hierdie jaar. Kan dalk so vroeg wees soos Junie, Julie maand of dalk later. Maar ek verwag dat ou Netanyahu sy posisie gaan verloor. En dit strook met wat ek geprofeteer het, daar gesê het, ek sien hy vlug na Suid-Afrika toe. Dit sal nou nie wees onder die ANC regering nie. Kyk, as jy verstaan, hier kom 'n verandering van die regering, hier kom 'n Britse Doringbos regering, dan gaan jy verstaan hoekom vlug hy Suid-Afrika toe. As jy dit nie kan verstaan nie, dan ek kan jou dan nie help nie. Sorry, né? Sorry. Maar dit strook vir my absoluut met wat ek gesê het. Ek gaan vir jou sê wat het Brandon Bix gesê. Brandon Bix het gesien dat hy maar moet gaan wegkruip en dat hy moes sat om uit te haal. Nou, ek dink dit strook min of meer ook wat ek gesê het. Maar hierdie Jode-verkiesing is 'n baie belangrike verkiesing, want dit strook met die verdere profeseë wat ons gegee het vir die Midde-Ooste. En nie net ek nie, daar was 'n ortodokse priester, sy naam was Sint Paisios, hy het baie interessant gepraat, en dis glad nie in dieselfde lyn as hierdie klomp twak wat die pastore en die predikante vir jou wil verduidelik van Armageddon is nou hier, en God gaan nou vir die Jode staat red, en dan, man, nee, ag, weet jy. As jy nog daai klomp twak glo, dan kan ek jou nie help nie. Hoe dit ook al sy, hierdie verkiesing is baie belangrik, en as jy luister na Naftali Bennett, en dan die ou met wie hy in alliansie is Yair Lapid. Nou, hulle het al voorheen so alliansie gehad, en toe het hulle regeer, en toe het hy uit mekaar uitgeval, en toe het ou Netanyahu oorgeneem, en die eerste ding wat hy gedoen het, was om Gaza plat te stoot met Amerikaanse bomme, en daai mense uit te moor voor die voet, en die uitmoring gaan nog steeds voort, terwyl die wêreld hulle hande saamslaan, en agterkom hulle het geen beheer oor die hoer op die dier nie. Sy maak soos sy wil. Dit is so. Maar die publieke opinie is besig om te draai, en soos wat ek vir julle gesê het, ons sien die opkoms van die 10 nasies, en ons sien dat die Vatikaan homself onttrek het van die Joodse staat en van die VSA af, en dit is iets wat ek al voorspel het. Want ek lees dit in my Bybel. So ja, nou hierso is 'n berigie, analysis, Bennett Lapid Alliance attempt to unseat Israel's Netanyahu. Goed, so ek glo hierdie alliansie gaan in plek kom. Ek dink Netanyahu gaan sy posisie verloor, en die oomblik as hy dit verloor, dan gaan hulle hom voor die howe sleep. Hulle het probeer, hulle sukkel. Elke keer as hulle in die hof moet verskyn, want kyk, hy het bedrog gepleeg, so hulle wil hom skuldig bevind. Daar is ernstige aanklagte teen hom, en daar is baie hulle is al ver gevorderd met die ondersoek, maar nou kan jy nou nie die ou mannetjie, kan jy nou nie verhoor nie. Elke keer as hy nou in die hof moet verskyn, dan val hy vir Libanon aan, bommeklomp mense se huise daar, of hy doen dit met Gaza, en dan laat weet hy die hof, hy is jammer, maar hy is besig met 'n oorlogskabinet. Dan kan hulle nie aan hom vat nie. Maar dit gaan verander. So, want ook aan daai tiran sal daar 'n einde kom, maar goed, ons sien die volgende een is in plek. En Bennett Lapid het gesê dat die volgende oorlog sal teen Turkye wees. Ag, en is so in lyn met wat ons gesê het. Hier kom 'n massiewe oorlog teen Turkye, en die VSA en die Jodestaat sal daaraan deelneem, en die plan is om Erdogan te lig. So, en dan sal ons 'n VSA puppet government, pro-Joodse puppet government in plek sien. Turkye het nou 'n eksistensiële bedreiging, net soos Iran. Jy het die Jodestaat wat 'n absolute aggressor is in die Midde-Ooste, en die VSA wat hom stoot met Amerikaanse belastinggeld en wapens op wapens op wapens. As die Amerikaners hulle eendag los, dan is dit tickets met die Joodse staat. Ek glo my, Jesus gaan hulle nie red nie. Daar's nie 'n manier nie. Staan ook in jou Bybel. Maar nou ja, soos ek sê, dit hang alles af hoe goed jy jou skrif ken. Maar, so ons sien hierdie probleem is besig om te broei, en die bedreiging is teen Turkye, want hulle wil hierdie Greater Israel plan uitvoer, en dit beteken hulle wil vat van die Suezkanaal, ten minste tot by, nie die Suez, hulle wil vat van die Nyl af, tot by die Efraat. Groot deel van Saudi-Arabië, feitlik die hele Irak, groot deel van Syrië, hulle gaan Damascus vat. Dit is hoekom Damascus verwoes sal word deur die Iranese en die Russe. So, hoe dit ook al sy,
en hulle soek 'n stukkie van Turkye ook, en hulle soek natuurlik Cyprus, so hulle soek daai eiland. Nou die Jode het klaar die Grieke bymekaar gemaak en hulle is in 'n sak in boot toe, so hulle het beheer oor daai regering, en nou moet hulle Erdogan lig, so hulle gaan hom lig op 'n manier deur middel van 'n oorlog, hulle gaan een uitdink, moenie worry, hulle het altyd 'n rede. Hulle sê dit dan openlik wat hulle gaan doen. So dan sal ons FSA puppet government in plek kry daar, en hy sal onmiddellik oorlog maak teen Griekeland oor 'n disputed border iewers in die see, iets van 6 kilometer. So, hy maak vir 'n onnodige rede oorlog. Wat is die rede daarvoor? Die rede is om daai Bosporus stryd te sluit. Turkye het die reg, wanneer hy in 'n oorlog betrokke is, om daai stryd te sluit, en dan sal die Russiese vloot nie vanaf die Swart See af kan deurgaan tot in die Midde-Ooste of in die Middellandse See nie. So dit is 'n plan wat duidelik op die tafel is, dit is 'n profesie wat gemaak is, dit is die plan waarheen ons op pad is. As 'n ou nie dit verstaan, dan verstaan jy al hierdie bewegings. Maar as jy nou die verkeerde eskatologiese lyn het, daai een wat jou Baalpriester jou geleer het, dan gaan jy nie weet nie. As jy dink die Jode is die uitverkore volk, sal jy glad nie verstaan wat is besig om te gebeur nie. En dit is wanneer sieners sê, wanneer hierdie Bosporus gesluit is, dan sal Rusland op land deur Turkye storm tot in Palestina, en dan is dit tickets met die Jode en met Brittanje. Die Bybel sê in die tyd dat Damaskus val, onthou, die Jode gaan Damaskus val, so die tyd wat Damaskus val, want hy val as gevolg van die Russe en die Iranese, dan is dit die oorlog direk in die Joodse staat, sal ook die trotse kroon van Efraim heeltemal vergaan. Efraim is die Britse Brittanje, hy is die hoof van Efraim is die 10 verlore stamme van Israel, dit is hier die Europese nasies, maar 'n leier is maar nog al die jare Brittanje. En dan sien ons hierdie skeiding wat sal kom tussen die FSA en Brittanje en die FSA en die Jode staat. En dis dan wanneer ons sien hoe die 10 nasies bymekaar gaan kom, en dit is reeds ver gevorderd. Ons sien Iran het nou gaan kuier by China en by Rusland, en die Saudis het ook al vir my begin verstaan hoe werk dinge in die Midde-Ooste, want hulle gaan hulle grondgebied ook verloor aan die Joodse staat. Lyk vir my die klomp Egiptenaar het begin wakker skrik, is too little too late, maar ons is op pad dan na die volgende oorlog toe. Die Joodse staat kan met niemand in vrede leef nie. En dit is 'n profesie wat God vir hulle gemaak het, want hulle is die Baster Edomite. So, vir Esau is daar gesê, jy sal leef van jou swaard. Vir Jakob leef van sy ploegskaar. Daarom is die blanke westerse lande die boere van die wêreld. Dit is hoekom ons boere is. Verstaan julle? Want ons is Jakob en ons is Israel en ons is die Adamiet en ons is Abraham se nageslag via Isak en Jakob en die 12 seuns. Maar goed, as jy nou nie dit verstaan nie, kan ek jou nou nie help nie. Dan moet 'n ou maar leer deur ervaring. Nou ons sal sien hierdie totale verwoesting van die Joodse staat wat gaan plaasvind. Want dit is die hoer op die dier. So die 10 nasies moet teen haar opstaan. Ons sal sien dat heel moontlik Pakistan raak betrokke daar. Irak is besig om 'n comeback te maak. Ek dink hy gaan heel moontlik Kuwait vat. Ek kan maar Kuwait vat, myns insiens. So dit pla my regtig nie. En dan sal ons in elk geval sien dat die Rooi See en die stryds van Bab el-Mandeb, daai stukkie by Somalië, daar by Jemen, ja, daar kom groot moeilikheid, so geen skip sal daar deur ry nie. In elk geval die een wat hulle nie gaan toelaat nie, soos byvoorbeeld die Amerikaanse vloot. En dan sien ons hierdie krisis met die Persiese Golf en die straat van Hormuz. En nou het daar 'n interessante ding gebeur. Die VSA het 'n vlootskip gestuur, 'n vliegdekskip, na die Arabiese See toe, maar hy vaar om Suid-Afrika. Hy is nie bereid om deur die Suezkanaal eers te gaan nie. So, die skrif is aan die muur vir Suid-Afrika. Hulle soek sy hawens, hulle soek sy spoorweë, hulle soek sy minerale, hulle soek die manne, blanke manne vir die oorlog, en ja, hulle soek die Suidsee roete. So maak jou klaar, gordel vas, prep. A new Turkish threat is emerging. I want to be very clear. Turkey and Qatar have gained influence in Syria, are seeking influence
elsewhere and everywhere throughout the region. And from here, I warn, Turkey is the new Iran. Erdogan is sophisticated, dangerous, and he seeks to encircle Israel. And while some senior Israelis were on Qatar's payroll, Qatar and Turkey are nourishing the Islamic Brotherhood monster that is growing and eventually might become as dangerous as the one created by Iran. Turkey and Qatar are gaining influence not only in Syria, but also in Gaza, through the front door, and everywhere, and trying to create a new choke ring. Turkey is trying to flip Saudi Arabia against us and establish a hostile Sunni axis with nuclear Pakistan.